Dankie. Kom ons word maar net gou weer stil voor die Here. Verklaar maar net ons afhanklikheid weer van hom. Here, ons wil vir U dankie sê vir die kosbare boek wat U vir ons gegee het, die Openbaring, en dat ons daarby kan stil staan. En wil ons ook maar U kom bid, Here, dat U U seën ook sal gebied op hierdie paar gedagtes wat ook gedeel sal word en dat U naam ook geëer sal word in ons midde. Daarom bid maar net weer eens vir 'n nuwe vars salwing en dat U dit sal gebruik tot U eer en tot verheerliking van U naam. Amen. Ek lees net gou vir ons die gedeelte daar in Openbaring hoofstuk 1, en ons gaan bietjie stil staan net by die gedagte van hierdie eerste boek, wat dan ook vir ons die openbaring van Jesus Christus, wat God hom gegee het, om aan sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur, en wat hy deur die sending van sy engel aan sy diensknegte Johannes te kenne gegee het, wat getuig het van die woord van God en die getuienis van Jesus Christus, alles wat hy gesien het. Salig is hy wat die woord van die profesie lees, en die wat dit hoor en bewaar, wat daarin geskrywe is, want die tyd is naby. Johannes, aan die 7 gemeentes in Asië, genade vir julle en vrede van hom, wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde, aan hom wat ons lief gehad het, en ons van ons sondes gewas het in sy bloed, en ons gemaak het konings en priesters vir sy God en Vader, aan hom die heerlikheid en die krag tot in ewigheid. Amen. Kyk, hy kom met die wolke, en elke oog sal hom sien, ook hulle wat hom deursteek het, en al die geslagte van die aarde sal oor hom rou bedryf. Ja, amen. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, sê die Here wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Nou, soos ek reeds vir u gesê het, die boek Openbaring is juis 'n geopenbaarde boek. In Daniël het ons laasweek gesien, Daniël het gepraat dat hierdie opgeskrywe dat hierdie moet geslote bly. En van Daniël af tot daar wat die Here dan ook vir Johannes opgewek het, was hierdie 'n geslote boodskap gewees. Mense het nie hierdie boodskap wat u en ek vandag hoor geken nie. Hulle het nie geweet daarvan soos u en ek dit gehoor het vandag nie. Want dit was juis uit hierdie boek van Openbaring waarin die Here dit aan ons kom bekend maak. So dit was onverstaanbaar, dit was moeilik geweest, dit was 'n boodskap wat vir baie jare versluierd was vir baie mense. En dan moet ons ook verstaan dat daar baie mense is wat vandag ook sê, maar hierdie is vir hulle 'n geslote boek. En dat baie mense sê vir jou vandag, hulle lees nie hierdie boek nie, juis omdat hulle voel dat dit 'n geslote boek is. En tog, die woord, as ons gaan kyk na die Griekse woord vir hierdie openbaring, soos wat hy daar sê, die openbaring van Jesus Christus. Daai woordjie openbaring is die woord en die gedagte van apokalipsis. Dit is 'n oopsluiting. Dis 'n oopsluiting van die boodskap van God aan die mens. Dis waaroor dit gaan. En hierdie boodskap word nou aan die mens dan ook oorgedra. As ons gaan kyk na hierdie boodskap, dan sien ons dat dit is eintlik 'n eenvoudige boodskap wat selfs 'n kind kan verstaan, as dit net reg verduidelik word. Dat dit 'n boodskap is wat baie helder is vir elkeen wat daarna luister. Want die woord van die Here sê, dit is soos 'n trompet. En ek sal nou by die gedagte dan ook stil staan. Maar ook verstaanbaar. Wanneer ek hierdie boek in sy konteks lees, is dit 'n verstaanbare boek. Dis nie 'n boek wat geslote is vir die mens nie. So ons kan duidelik in hierdie boek sien. Ons hoef nie oor die dinge te wonder nie. God gee vir ons die wonderlike openbaring. So dit is 'n duidelike boodskap vir die toekomstige, vir dit wat nog moet gebeur.
wat oopgesluit word vir ons in hierdie hele boek. Daarom het die Here met Johannes dan ook praat. En hy sê in hierdie woord in vers 11, wat sê, ek is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste, en skryf wat jy sien in die boek, en stuur na die 7 gemeentes. Juis met die gedagte van om dit oop te maak, 'n openbaring, 'n oopsluiting, sodat die gemeentes dit kan verstaan. En skryf dit op, stuur dit uit, stuur hierdie boodskap uit. Daarom moet hierdie boodskap ook die wêreld daar buite bereik. Nou wonderlik wanneer ons dan ook sien in hierdie gedeelte, en ons kyk daarna, dit wat vir Daniël verseël is, word nou aan ons getoon, deur hierdie man Johannes. Hy's daar op die eiland Patmos, hy's onder slawe diens, hy moet klippe kap, hulle is nie onder maklike omstandighede nie, en terwyl hy onder daardie slawe diens is asof die hemel met hom daar kom ontmoet. En die Here sluit vir hom die hemel se gedagtes oop, en hy kon hierdie dinge dan ook gaan neerskrywe het. Die tyd wat die Here dit dan ook vir hom gee, is, as hy dan daarso in vers 10, dan sê ek was in die gees op die dag van die Here. Nou die dag van die Here spreek van 2 dae, as ons in die woord van die Here gaan kyk. Die eerste, as hy praat van die dag van die Here, is dit die eerste dag van die Here, die opstandingsdag, die dag wat ons dan ook vier vandag, as hy praat van die dag van die Here, die opstandingsdag. Maar daar's 'n tweede wat hy ook praat, en die konteks wys vir ons duidelik in watter verband hy dit dan ook stel. Naamlik, die tweede gaan oor die groot verdrukking. As hy daar veral in die profesie daarna verwys, die dag van die Here, die gedigte dag van die Here, praat van daardie oordeelsdag, het praat van die groot verdrukking, van daardie plek waar dit dan ook vir ons geopenbaar word. Weereens sê ek, dat dit verwys na 'n baie duidelike boodskap van die konteks waarin dit geskrywe is, waarin ons kan sien watter dag word dan daarvan gepraat. As hy dan vir ons kom sê in vers 10, die B-gedeelte, ek was in die gees op die dag van die Here, en het agter my 'n groot stem gehoor. As hy praat van hierdie groot stem, dan is dit 'n duidelike stem, soos van 'n basuin. Nou, ek dink ons almal weet, 'n trompet, as hy blaas, dan hoef jy nie te wonder wat 'n instrument hier speel nie, nê? En hy sê, dis soos van 'n basuin, 'n trompet, klink klaar en helder, die boodskap wat dan ook uitgaan. En hierdie boodskap, soos dit vandag is baie duidelik. As hy dan vir ons dit ook sê, daar in 2 Timoteus 3 vers 16, die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot onderwysing, tot teregwysing in die geregtigheid van God. Niks onduideliks nie. As hy dan ook daar vir ons sê, die skrif van die Here, in Hebreërs 4 vers 12, hy sê, dit is, ekskuus, nou moet ek net die verband net gou weer kry. Hebreërs 4 vers 12, want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard, wat deurdring tussen siel en gees, tussen gewrig en murg, en dan sê, wat 'n beoordelaar is van die hart van die mens. Baie duidelik, dat die woord van die Here tot u en my wil kom spreek. Maar, dan sê hy dit ook, vir wie moet hierdie boodskap uitgaan? Dit moet vir die kerk van die Here uitgaan, vir die 7 gemeentes. Hy begin hierdie gedeelte, as hy dan ook sê, om aan sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur. En hy sê, die sending van sy engel aan die diensknegt Johannes, om te kenne te gee, wat moet gebeur, 'n openbaring vir u en vir my.
En dan kom die woord van die Here. En as ons hierdie boek wil verstaan, soos ek dit reeds aan u gesê het, dis 'n paar plekke waar hy dan ook sê, die ene wat was, die ene wat is en die ene wat sal kom. Maar meer nog in vers 19. En hierdie is die kerngedagte om hierdie boodskap oop te sluit. Skryf die dinge op wat jy gesien het, die wat is, sowel as wat gaan gebeur. Nou ek is nie 'n kwaai Griekse ou nie, maar kom ek sê dit net in Afrikaans. Wat sê hy vir ons in vers 19? Hy sê, skryf daarom wat jy gesien het. En as hy praat van dit wat jy gesien het, dan praat hy van dit wat was. En dan sê hy, en die dinge wat nou bestaan, van hier af, die kerkdispensasie totdat die Here die mense gaan kom wegneem, die kinders van die Here, wat die teehouer is, sodat die antichrist nog nie geopenbaar is in die dag waarin ons lewe nie. So, die dinge wat was, hoofstuk 1, die dinge wat nou is, hoofstuk 2 en hoofstuk 3, en dan sê hy verder, van daar af, en die dinge wat sal bestaan, na die dinge wat nou is, wat bestaan, hoofstuk 4, tot en met hoofstuk 22. Binne in dit, is daar soos gedeeltes, waar ons onderbrekings kry. En ek sal vir u duidelik wys, wanneer ons daardie onderbrekings kry. So die boodskap, is baie duidelik. Dis 'n openbaring van Jesus Christus. As hy dan ook sê, om te toon wat gou moet gebeur. Jesus Christus wat gekom het, die kerkdispensasie, uitstorting van die Heilige Gees, en nou, dit wat nou van hier af vorentoe gaan gebeur. Dit word toevertrou, hierdie boodskap word toevertrou aan die engel, om dit vir Johannes daar dan ook te gee, sodat hierdie boodskap, wat hy aan die kerk wil meedeel, as hy sê, ek is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste, en skryf wat jy sien in die boek, en stuur dit na die 7 gemeentes toe, werklike gemeentes, wat bestaan het op daardie tyd, soos ek reeds gesê het, wat verskillende dispensasies vir ons ook wys. So baie duidelik is 'n openbaringsboek wat aan die mens wil kom bekend maak wat die Here aan die einde dan ook gaan kom doen. Al daardie eindprofeseë wat die Here dan ook vir ons dan kom gee en die waarmaking daarvan. Hoor mooi. Hierdie boodskap is nie 'n boodskap van 'n mens nie. Is boodskap van God aan sy gemeentes. Aan sy kerk, aan die eklesia, aan u en aan my, wat hierdie boodskap dan ook gegee is. En daarom, vers 3, wat vir my 'n kosbare gedeelte is. As hy dan sê, salig, gelukkig is hierdie man, hierdie vrou, wat die woord van hierdie profesie lees, en wat dit hoor. So, ek moet dit lees, en ek moet hoor. Die mense daar buite moet die boodskap hoor. Hulle moet dit verstaan. Maar meer nog, wat hierdie boodskap bewaar. Wat sê hy? En die wat dit hoor en bewaar, wat daarin geskrywe is. En hierdie woordjie bewaar, het 'n kosbare gedagte. Die woordjie bewaar beteken vir ons eintlik, as ons gaan kyk na die Grieks, 3 dinge. Om hierdie boodskap te hou. Om wag te staan oor hierdie boodskap. Dat die duiwel nie sal kom soos volgend gehoor het. Hy wat dit uit ons harte wil kom uitneem nie. Maar dat ons hierdie boodskap sal bewaar in ons harte. Maar dit help nie net, ek bewaar al hierdie dinge. Ek ken so baie mense, hulle ken so baie van die Bybel,
maar ek soek die vrug van gehoorsaamheid, sê die Here. Hy wil dit bewaar en gehoorsaam. Hy sal seën van die Here wegdra. Geseënd en gelukkig sal daardie persoon wees. Daarom, belangrik dat ons ook moet verstaan, dat hierdie boodskap is gestuur vir die kerk van die Here Jesus Christus. As ons in vers 4 dan ook lees, met hierdie woorde, Johannes, aan die 7 gemeentes in Asië. So hierdie boodskap gaan uit na hulle toe, vers 12. Toe draai ek my om te sien watter stem met my gespreek het. En toe ek my omgedraai het, sien ek 7 goue kandelaar, verwysende na die kerk. En tussen die 7 kandelaars, een soos die seun van die mens, met 'n kleed aan wat tot op die voete hang en gegord is om die bors met goue gordel. So, dis die Here Jesus Christus tussen sy kerk. Die evangelie wat na elke gemeente toe uitgedra moes word. En wonderlik, toe hierdie boodskap dan ook gegee is, wat moes met hierdie boodskap gedoen het? Efese, jy kry jou boodskap. Pergamus, jy kry jou boodskap. Thyatira, jy kry jou boodskap. Philadelphia, jy kry jou boodskap. En so kry 7 gemeentes daardie boodskap. Hou dit vir julle self. Is dit wat die Here gesê het? Stuur hierdie boodskap na daardie gemeente toe en daardie boodskap moet dit weer na ander toe aanstuur. Liewe toehoorder, ek vra maar net hierdie vraag. Het ons nie begin om hierdie boodskap vas te hou vir onsself nie? Het ons nie eintlik maar selfsugtig begin raak en ons hou hierdie boodskap vir onsself vas nie? 7 kandelaars, letterlik 7 gemeentes, hierso op aarde in die genadedispensasie, en die Here Jesus Christus wat wil hê hierdie boodskap moet almal van hulle bereik. Daarom het hy hierdie boodskap uitstuur, en hierdie boodskap kom van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Sien ons dit in die woord van die Here? Baie duidelik. En Johannes aan die 7 gemeentes in Asië, genade vir julle en vrede van hom, van God die Vader. En dan sê hy, en hy gaan verder, en van die 7 geeste, verwysende na die Heilige Gees. En van Jesus Christus, die 5de vers. So hierdie boodskap word deur al 3 aan ons dan ook gegee. Is dit 7 verskillende geeste wat hiervan gepraat word? Baie duidelik nie. Jesaja 11 vers 2 sê dit in die woord van die Here, dat hy praat van die Gees van die Here, die Gees van wysheid en van verstand, die Gees van raad en sterkte, die Gees van kennis en van die vrees van die Here. Selfde Heilige Gees wat hy hiervan praat in Jesaja 11 vers 2 verduidelik hy dit vir ons. Hierdie engel word aan ons geskenk om ons in hierdie genade dispensasie dan ook te bereik. Dit is die boodskap van wat die Here gaan kom doen. Dit wat is, nou, hierdie tyd, wat was en wat gaan kom. So Openbaring 1, baie duidelik as die Here dit ook kom sê. En vir wie het hy dit gesê? In die eerste plek vir die getroue getuie. Hierdie woord is 100% betroubaar. Ons kan hierdie woord vat. God sê, ek is nie 'n man dat ek sou lieg, of 'n mensekind dat ek sal berou hê nie. Sou ek iets spreek en dit nie doen nie, of iets spreek en dit nie waar maak nie? Iets sê en dit nie doen nie, en iets spreek wat nie waar maak nie? Liewe toehoorder, God gaan sy woord waar maak. Die Here Jesus Christus, wat saam met God was, die Alfa en die Omega. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, sê die Here, wat is, wat was en wat kom, die Almagtige. Hierdie boodskap wat uitgedra word, is waaragtig
En daarom moet ons ag gee daarop. En dan sê vers 5 vir ons, hoekom? Want hy het ons lief gehad. Wie het ons lief gehad? God die Vader. Wie het ons lief gehad? Jesus Christus. Wat homself oorgegee het aan die kruis. Wat ons kom was het in sy bloed. Aan elkeen van ons word hierdie boodskap toevertrou. En daarom kom maak hy ons konings en priesters van hom. Wat gaan hy kom doen? Hy gaan weer terugkom. Vers 7 sê dit baie duidelik. Kyk, hy kom met die wolke. En elke oog sal hom sien. En elke tong sal bely. Waar staan dit? Nee, vir my sê in die Bybel nie, ek weet het staan in die Bybel. Filippense 2 vers 10 en 11. Dat elke oog sal hom sien. Elke tong sal bely dat Jesus die Christus is. En wat 'n wonderlike boodskap. Hy gaan weer terugkom. Hierdie boodskap word openbaar aan die Jode. Hy sê, en hy kom met die wolke en elke oog sal hom sien. Ook hulle wat hom deursteek het, die Jode spesifiek. Maar hy kom ook vir die heidene. As hy dan ook sê, en al die geslagte van die aarde sal oor hom rou bedrywe. Hierdie wonderlike boodskap word aan u en my gegee. Hierdie opdrag, hierdie briewe moet geskryf word, moet uitgestuur word, hierdie boodskap moet uitgaan. Dis u en my verantwoordelikheid om hierdie boodskap uit te dra. Dat ons nie selfsugtig sal wees nie, maar dat ons die boodskap sal gaan uitdra, sodat die Here daarin verheerlik kan word. En dan wil hy ook vir ons kom vertroos. As hy dan ook sê, skryf die dinge op wat jy gesien het, wat gesien het, die wat is, sowel as dit wat gaan gebeur, en die verborgenheid van die 7 sterre, wat jy in my regterhand gesien het, en die 7 goue kandelaars, 7 sterre, is die engel van die 7 gemeentes, en die 7 kandelaar wat jy gesien het, is die 7 gemeentes. Die boodskap is bekend gemaak, is geopenbaar, is 'n geopenbaarde boodskap, is oopgesluit vir my. Mag die Here genade skenk. Kom ons gaan en ons gaan verkondig hierdie boodskap. Die wêreld daar buite wat dit moet hoor in die tyd waarin ons lewe. En ek glo die Here sal ook vir u wonderlik seën daarvoor. Baie dankie. Sterkte vir die res van die dag. Sien ons vanaand as die Here se wil naby is. Baie dankie.